Kom ons bid saam. Ons Here en ons Vader, dankie dat ons vanaand na 'n voldag ook kan kom stil word en die aangesig kan kom soek. Here, soos ons op pad is om die ou jaar uit te stap en die nuwe jaar in te stap, Here, dan is ons begeerte dat ons U wil vir ons lewe sal erken. Dat ons oog op U gerig sal wees, dat ons geloof elke dag opgebou, vernuwe en versterk mag word, tot eer en verheerliking van U naam. Here, wanneer ons vanaand so saam is rondom U woord, dan vra ons vir U seën, Here, dat ons ook U woord kan hoor vir dit wat dit is, Here, in ons elkeen se lewe. Mag ons dit saam met ons vat, hierdie nuwe jaar in. Here, terwyl ons weet, U is getrou, U is saam met ons, en ons kan daaraan vashou elke dag. Wees met elkeen van ons, Here, as ons dan ook verder so saam in U naam tyd spandeer. In U naam bid ons dit. Amen. Geliefdes, ons gaan vanaand saam lees uit Matteus 25, vers 31 tot 46. U is welkom om oop te maak of om saam te volg. Matteus 25. Goed, geliefdes, ons lees saam, kom ons luister na hierdie woorde. Wanneer die seun van die mens in majesteit kom en al die engele saam met hom, sal hy op sy koninklike troon gaan sit. Al die volke sal voor hom bymekaar gebring word, en hy sal die mense van mekaar skei, soos 'n wagter die skape van die bokke skei. Die skape sal hy regs en die bokke links van hom laat staan. Dan sal die koning vir die aan sy regterkant sê, kom julle wat deur my Vader geseën is. Die koninkryk is van die skepping van die wêreld af vir julle voorberei. Neem dit as erfenis in besit, want ek was honger en julle het my iets gegee om te eet. Ek was dors en julle het my iets gegee om te drink. Ek was 'n vreemdeling en julle het my gehuisves. Ek was sonder klere en julle het my klere gegee. Siek en julle het my verpleeg, in die tronk en julle het my besoek. Dan sal die wat die wil van God gedoen het, hom vra, Here, wanneer het ons u honger gesien en u gevoed of dors en u iets gegee om te drink? En wanneer het ons u 'n vreemdeling gesien en u gehuisves of sonder klere en vir klere gegee? Wanneer het ons u siek gesien of in die tronk en u besoek? En die koning sal antwoord, dit verseker ek julle, vir sover julle dit aan een van die geringste van hierdie broers van my gedoen het julle dit aan my gedoen. Dan sal die koning vir die aan sy linkerkant sê, gaan weg van my af, julle vervloektes. Gaan na die ewige vuur wat vir die duiwel en sy engele voorberei is. Want ek was honger en julle het my niks gegee om te eet nie. Ek was dors en julle het my niks gegee om te drink nie. Ek was 'n vreemdeling en julle het my nie gehuisves nie. Sonder klere en julle het my nie klere gegee nie. Siek en in die tronk en julle het my nie versorg nie. Dan sal hulle ook antwoord, Here, wanneer het ons u honger of dors of 'n vreemdeling of sonder klere of siek of in die tronk gesien en nie gehelp nie? En hy sal hulle antwoord, dit verseker ek julle, voor sover julle dit aan een van hierdie geringstes nie gedoen het nie, het julle dit aan my ook nie gedoen nie. En hierdie mense sal die ewige straf ontvang, maar die wat die wil van God gedoen het, die ewige lewe. Ons lees tot sover. Geliefdes, ons tema vanaand het ons daar op die bord, gaan leef gehoorsaam aan God se wil. En dit klink dalk eenvoudig om dit vir mekaar te sê, om gehoorsaam aan God se wil te gaan leef elke dag, maar dit is nie altyd so maklik nie. Ons is in 'n oorgangstyd, 'n tyd van 'n ou jaar na 'n nuwe jaar. Ons kyk terug in die ou jaar in met vreugdes. Ons sien dalk hier en daar 'n mislukking wat plaasgevind het. Ons het ook seer langs die pad beleef, maar ook dankbaarheid.
Daarom het ek aan die begin van die diens gesê, draai na mekaar en sê, waarvoor kan ons dankbaar wees? Iets in hierdie jaar maak ons dankbaar. Maar ons kyk nie net terug nie, ons kyk ook vorentoe. Maar dit wat voor lê is vir ons onbekend. Ons weet nie wat om te verwag nie. Daar is 'n onbekende jaar wat voor lê. Dalk onsekerheid. Maar waarvan ons ook seker kan wees, is dat daar ook nuwe hoop vir ons die nuwe jaar voor lê. En in so 'n tyd vra ons dikwels, vra vir onsself, wat wag vir my? Daai onsekerheid, wat kan ek te wagte wees? Wat moet ek anders doen? Ons evalueer so 'n bietjie die jaar wat verby is, die jaar wat voor lê, wat se aanpassings moet ek maak? Maar dan, ek dink een van die belangriker vrae wat ons moet vra, elke dag eintlik, maar veral aan die einde van die jaar, hoe wil God hê, moet ek leef? Want ek dink dis iets waartoe ons elkeen opnuut kan verbind. Vanaand ook met die nuwe jaar in gedagte. En Matteus 25 wat ons saam gelees het, gee net vir ons 'n lys nuwejaarsvoornemens nie. Daar is nie net 'n kort lys wat ons kan sê as ons daarby uitkom, dan het ons lewensrigting gehad in die jaar wat voor lê nie. Dit lei ons eerder om te sê, gaan leef gehoorsaam aan God se wil. Elke dag in hoe jy mense hanteer. Want dit is net ek en jy wat vanaand oorstap na 'n nuwe jaar toe nie, maar ook almal wat in ons lewe teenwoordig is. Hulle wat elke dag saam met ons tyd spandeer. Daarom as ek sê ek wil gaan leef met gehoorsaamheid tot God se wil, hoe leef ek teenoor ander mense? Wanneer ons in die einde is van 'n jaar, dan gaan ons ook 'n nuwe jaar in, maar met die einde in gedagte. Ons wil tog iets bereik in die nuwe jaar wat kom. En dan moet ons weet waarheen is ons op pad. En dis opvallend om te sien dat die gedeelte wat ons saam gelees het, begin met 'n indrukwekkende beeld, wanneer die seun van die mens in majesteit kom. Wanneer sy heerlikheid na ons toe kom. Geliefdes, dit kom lei ons om 'n paar dinge te besef, wanneer ons die einde in gedagte het. Die geskiedenis beweeg ergens heen. Dit wat verby is, het ons gebring tot waar ons vanaand is, maar dit vat ons ook weer op pad na dit wat voor lê. Ons staan of lê nie op een plek stil nie. Ons het nie gestagneer en dit is nou maar net so nie. Ons is op pad in ons lewe. Ons lewe is ook nie net toevallig nie en betekenisloos nie. Elke dag het sy doel. Elke ding het sy regte tyd. Ons weet dit nie altyd nie, maar wanneer ons 'n bietjie terugkyk en ons is weer 'n entjie verder gevorder, dan sien ons verstaan 'n bietjie meer wat in daai tyd plaasgevind het. So ons is eintlik die hele tyd besig om terug te kyk en vooruit te kyk en onsself te bevind waar ons self het heidaglik. Maar dan hoor ons ook baie duidelik uit Matteus 25 dat daar 'n dag gaan aanbreek van rekenskap. Waar die bokke en die skape geskei gaan word. Waarop elkeen van ons moet antwoord oor hoe het ons geleef volgens ons geloof. Tussen 'n ou en 'n nuwe jaar besef ons weer hoe vinnig die tyd verbygegaan het. Ek dink baie van ons het dalk by die vraag al uitgekom, is die jaar werklik verby? Want dit voel soos gister wat ons met 'n nuwe jaar begin het. Hier het baie dinge gebeur in hierdie jaar, maar is 'n jaar werklik verby? En Jesus kom plaas dan klem op die manier hoe ons lewe. Ons lewe nou, maar ons lewe ook op pad na God se koninkryk. Geliefdes, en as ek en jy vanaand as gelowige 'n verhouding met die Here het, dan is ons al reeds ingesluit in sy koninkryk. Daar is dit nie iets wat nog vir ons gaan aanbreek nie. Ons is al reeds besig om in sy koninkryk op te tree en te leef. En dit moet ons ook al anderste ingestel hê op die kyk na elke dag. Wanneer ons kom by gehoorsaamheid aan God se wil, dan begin dit by die besef
My lewe behoort aan God. My lewe is nie my lewe om toe te eien nie. Dis lewe wat God aan my gegee het. Nie net my toekoms nie, maar ook my vandag. Elke dag is die Here wat vir my die lewe gee. Maar hierdie gehoorsaamheid kom word ook sigbaar as ons kyk na die liefde. Dit is opvallend as ons kyk na hierdie teks om te sien waaroor hierdie oordeel gaan. Dit gaan nie oor hoeveel ons geweet het nie. Die sogenaamde kennis wat ons het. Of hoe godsdienstig ons gelyk het nie. So op die oog af in die verbygang lyk ons daarom ook nie. Dit gaan eerder oor honger mense wat kos gekry het. Die wat dors is wat iets ontvang het om te drink. Vreemdelinge wat verwelkom is, ingetrek is, deelgemaak is. Siekes en gevangenes wat besoek en versorg word. Jesus sê self, dit verseker ek julle, wie vir sover julle dit aan een van die geringste van hierdie broers van my gedoen het julle dit aan my gedoen. Altoe hierdie groepe vra die vraag, waar het ons so teen hierdie opgetree? Of waar het ons nie so teen hierdie opgetree nie? En dan antwoord Jesus hulle, as jy dit aan die geringste gedoen het jy dit aan my gedoen. Gehoorsaamheid aan God se wil is prakties, is dade, is hoe ek en jy lewe elke dag. Dit gebeur nie net hier in die kerk nie, maar oral in ons lewe. En as ons sê oral in ons lewe, dan begin dit by ons huise, by ons werke. En hoe ons mense raak sien wat maklik misgekyk word in ons samelewing. Die randfigure. Hulle wat as te ware so 'n bietjie uit die samelewing uitgestoot word. Hoe hanteer ons hulle? Met die nuwe jaar voor ons, vra God nie, hoe suksesvol wil jy wees nie. Hy vra eerder, wie gaan jy lief hê? En dit word bepaal deur ons optrede. Deur die praktiese liefde wat ons geuitlewe elke dag. Die teendeel daarvan, en daar het ek 'n hardkoppige, ek glo is 'n bil, in my oë is dit 'n bil, vir julle opgesit. Ongehoorsaamheid is dikwels passief. Nou as ek die landbougemeenskap reg verstaan, wat met moeilike binne moet werk, dan gaan jy nie 'n bil skuif as jy geskuif wil word nie, hy gaan daar bly. En as ons ongehoorsaam is, dan is ons so passief, dat ons nêrens heen op pad is nie. Ons is vasgeval, ons is hardkoppig, ons rebelleer teen die wil van die Here. Die bok in die gelykenis word nie veroordeel omdat hulle kwaad gedoen het nie, maar omdat hulle niks gedoen het nie. Nie omdat hulle stout was nie, maar omdat hulle niks gedoen het nie. Passief. Hulle het nie gesê ons weier nie, of ons het nie geweet nie. Geliefdes, ongehoorsaamheid lyk dikwels soos volg. Dis 'n verbykyk. Om te maak of ek nie dit sien wat ek moet raak sien nie. Dit is dalk om uit te stel. Dan ken ons die gesegde van uitstel kom afstel. Dit is dalk 'n verskoning wat ons maar weer 'n keer uitdink en voorhou. En dan baie keer in Nehemia probeer ons baie keer ons gewete sis en ons binneste te stil om te sê iemand anders sal seker help. En dan gaan my gedagtes na die barmhartige Samaritaan toe. En hoeveel is by hom verby? Maar een het gestop. Een het hierdie liefde waarvan ons vanaand hoor prakties gaan uitleef en dit het 'n verskil gemaak. Die ander sou by hierdie bokke kon ingesluit geword het. Verbygekyk, ver langs verbygegaan, verskonings ensovoorts. Om 'n verskoning aan te bied vir elke geleentheid is ongehoorsaamheid.
die draai van hierdie jaar vra vir elkeen van ons ook 'n eerlike selfondersoek. Omdat ek kan vra, waar bevind ek myself? As ek dan gehoorsaam volgens die wil van God wil leef, waar is ek vanaand? Leef ek werklik so? Doen ek wat die Here vir my vra? Of bied ek maar eerder 'n verskoning aan, want dit is makliker en geriefliker vir my. Waar het ek dalk geweet wat reg is, maar niks gedoen nie? Wie het God op my pad geplaas, wat ek dalk gemis het? Geleenthede, wat by ons verbygegaan het. Geliefdes, wanneer ons kyk na God se wil, dan word dit nie gemis deur rebellie of hardkoppigheid nie, maar deur 'n onverskilligheid en 'n ongehoorsaamheid. Omdat ons mis wat die Here op ons pad plaas. Omdat ons verskonings aanbied, eerder as om regtig te vra wat is die Here se wil vir 'n situasie. Ons gaan net nou dalk die realiteit hiervan beleef. Maar 'n nuwe jaar gee vir ons ook 'n nuwe geleentheid. Elke jaar hoor ons ouens sê daar is nuwejaarsvoorneme en ek wonder hoe ver kom die meeste mense met hulle nuwejaarsvoornemens. Maar ook in ons geloofslewe kan ek myself hertoewy aan die Here. Ook dan kry ek 'n nuwe geleentheid om te sê, Here, ek wil nader beweeg aan U wil. Ek wil gehoorsamer lewe as die jaar wat verby is. Wanneer ons kyk na ons teksgedeelte, dan eindig dit ernstig, maar tog hoopvol. Geliefdes, vandag, so aan die einde van 'n jaar, 'n nuwe jaar wat voor ons lê, gee God vir elkeen van ons weer die geleentheid om te sê, ons kan weer oorbegin, nuut begin, saam met hom. Nie om perfek te wees nie, maar om opnuut met gehoorsaamheid te gaan leef. Ons hoef nie vir ons hierdie doelwit te stel in die geloof wat vir ons voel, dis onmoontlik om daarby uit te kom nie. Ons moet net sê, Here, help my om gehoorsaam te wees. Geliefdes, hierdie gehoorsaamheid beteken nie ons verdien God se liefde nie. Maar dit beteken eerder, omdat ons aan Christus behoort, leef ons anders. Word ons elke dag meer bewus van sy genade in ons lewe. So ek verdien nie sy liefde nie. Maar ek raak elke dag meer bewus dat ek aan Christus behoort en dat ek lewe vanuit sy genade. Die vraag vir die nuwe jaar is nie, wat gaan ek alles bereik nie? Daai doelwitte, wat ons 'n week in is en dat voel dit vir ons klaar, dis daarmee heen. Maar is eerder, hoe kan ek God se wil leef? In klein, konkrete dade van liefde. Dis nie altyd in die groot goed nie, maar juis in die kleiner dinge in die lewe waarin die grootste waarheid en geleentheid vir ons opgesluit lê. En gehoorsame reaksie op God se genade elke dag vir my. Hoor mooi, ons gaan lewe so omdat ons vanuit sy genade uit lewe elke dag. Daarom vra ek, Here, hoe reageer ek gehoorsaam op U genade? Ons voel dalk soos daai eerste mannetjie aan die einde van die jaar. Struikelend. Maar ons kan dit vanaand positief sien om te sê, daai mannetjie staan gereed om weg te spring. As die skoot klap, is hy gereed om te gaan. En ek en jy word uitgenooi om te gaan leef. Voluit. Sonder verskoning, sonder dat iets oor ons lê in ons pla. Net om te gaan leef. Wanneer ons die nuwe jaar binne gaan, kom stuur Jesus ons sonder om vreesbevange te word, maar wel met 'n duidelike roeping. Gaan leef gehoorsaam aan God se wil. Gaan. Om te gaan kan ons nie bly staan nie.
Ons kan nie passief wees nie. Daar moet beweging plaasvind. En terwyl ons gaan om te gaan leef tot God se wil met gehoorsaamheid, dan moet ons dit doen met oop oë vir mense, met sagte harte vir nood, met hande wat bereid is om te gaan dien. Geliefdes, mag die Here ons help om in hierdie nuwe jaar so te gaan leef, dat ander iets van Christus se liefde in ons lewe kan raak sien. Dat hulle kan sê, Christus se liefde het my lewe kom aanraak. En daarom was dit vir my goed gewees. Amen. Kom ons bid saam. Here, dankie dat ons vanaand net weer opnuut kan hoor dat U is ook op weg met ons. Here, ons weet die realiteit lê voor dat van ons lewe tot einde kom, ons ook gaan moet regstaan met rekenskap. Maar Here, dankie dat U vir ons klomp kering in ons lewe geleenthede gee om dat ek sê ek wil regmaak. Ek wil gehoorsaam wees aan U wil. Ek wil daarvolgens gaan lewe elke dag. Here, maar ons kan dit uit ons eie krag uit doen nie, en daarom vra ons vir U, help ons, staan ons by die Gees, dat ons so sal gaan lewe, Here, dat U daardeur verheerlik mag word. Dat ons so bewus sal wees van U genade elke dag, Here. Dat ons sal dryf om met die liefde wat U vir ons het, na mekaar toe te sal gaan leef. 'n Liefde wat verandering bring, nuwe moontlikhede oopsluit, sodat ons vir U die eer daarvoor kan gee. Here, dankie dat ons kan weet, soos wat U getrou hierdie jaar saam met ons gegaan het, beweeg het, ons gelei het, so kan ons ook met 'n nuwe hoop, 'n verwagting, met nuwe krag uitsien na die jaar wat voorlê met die wete, U sal dit weer doen. Want U sê U los ons nooit alleen nie. Here, mag ons oog op U gerig hê. Mag ons harte aan U verweef wees, sodat ons dade die sal wees wat U graag sal wil hê dit moet wees. Asof U self hier op aarde tussen ons beweeg. Dankie dat ons dit vanaand vir U kan bid en kan vra. En U seën oor ons mag bid vir die nuwe jaar, Here. Dit wat vir ons onbekend en onseker is. Here, U weet reeds wat vir ons voorlê. Ons vra, Here, gaan ons vooruit, maak U pad gelyk, sodat ons sal loop daar waar U ons lei. Dankie dat ons U daarvoor kan vertrou en kan weet U hoor ons gebed. Amen.